Goeiedag geliefdes, dis vir my heerlik om weer saam met u te wees rondom die woord van die Here. En soos u weet is ons met Psalm 119 besig. Ons gaan vandag met mekaar praat daar by die 114de vers. Laat my toe om vir u dan te lees, daar van die 13de vers vir u begin lees. Twyfelaars haat ek, maar u wet het ek lief. U is my skuilplek en my skuld. Op u woord wag ek. Die laaste keer wat ons met mekaar gepraat het, is daar die vorige vers, twyfelaars haat ek. En toe het ons vir mekaar gesê, hierdie twyfelaars is hoofsaaklik ingestel op mense wat twyfel aan God, aan die kapasiteit van God, aan die wese van God, en die grootheid van God misken en God self misken. Wat twyfel daaroor dat God getrou sal wees en dat die Here sal sorg in nood. Vir die psalmis is dit geweldig dat enige iemand kan twyfel aan God. Nou kom ons gaan na 'n Bybelse verhaal toe wat dit vir u sal verduidelik. Daar in 2 Konings 6 en 7 vind ons die verhaal van die besetting van Samaria. Dit gaan so erg dat mense eselskoppe en duwe mis, koop met geld, duwe mis, om net aan die lewe te bly. Dan kom die profeet van die Here om te sê, môre sal daar oorvloed van kos wees, wat julle feitelik niks sal kos nie. Die adjudant hoor hierdie woord van die profeet as hy sê die Here sê, en die adjudant sê koning, al sou die Here ook vensters in die hemel oopmaak, dit kan nie wees nie, dit sal nooit gebeur nie. Waarop die profeet dan vir hom sê, jy sal dit met jou oë sien, maar jy sal geen deel daarin hê nie. Dan beskik die Here daar 4 melaatse manne in die veld is. Hierdie melaatse manne mag nie in Samaria kom nie, want hulle is melaats. En dan sê hulle op 'n stadium vir mekaar, kom ons gaan oor na die laar toe van die vyand, en ons gaan kyk of ons nie daar iets te eet te kry nie. Maak hulle ons dood, dan maak hulle ons dood, want hier gaan ons buitendien doodgaan van die dood. Hulle kom by die eerste laar, en dan vind hulle uit dat daar niemand in die tent is nie, en die laar is doodstil. Want God het maar net 'n dreuning laat ontstaan, wat klink soos die dreuning van 'n klomp strydwaans en troepe wat aankom. Die vyand het vir mekaar gesê, laat ons vlug, want dit is Israel en magte wat ons gaan kan oorwin. Hierdie melaatse manne eet dan van die kos en gaan in 'n tweede tent en daar kry hulle nog kos. En dan sê hulle vir mekaar, ons doen nie reg nie. Ons moet dadelik vir die koning gaan sê in Samaria, die hele laar is leeg, dat die mense kan uitkom en kos kry en kan bly lewe. Hulle gaan vertel dit vir die koning. Die koning sê, kom ons maak net seker, hy stuur manne met perde uit, om te gaan kyk of die vyand nie dalk ergens net wegkruip, en dan as die stad se mure oopgaan, dat hulle dan sal instorm en die stad sal oorheers nie. So ver as wat die mense met die perde ry, sien hulle net klere wat verstrooid is, soos die mense in hulle haastigheid die laaste goedjies gegryp het en net gehardloop het. Die boodskap word aan die koning teruggebring. Koning, daar is niemand nie, daar is ook niemand in die nabye omgewing nie. Dan gee die koning opdrag dat die deur oopgemaak sal word en die mense storm uit om te gaan kos kry. In die storm is die adjudant ook daar. Hy wil probeer reëlings tref. Maar die Bybel sê hulle het oor hom gehardloop en hulle het hom doodgetrap. So die profeet gesê het, jy sal dit sien, maar jy sal geen deel daarin hê nie. Hoekom twyfel jy aan God se almag wat wonderwerke kan doen? En hy sterwe in die proses. Ek wil nie weer vir die verhaal vertel nie, maar ek ken ook Israel se verhaal.
toe hulle daar op die drempel van die Jordaanrivier staan wat die Here vir hulle beloof het, toe kom daar twyfel en ongeloof in hulle harte. En die Here sê, julle sal almal in die woestyn gaan sterwe, net die 20 jaar en jonger sal julle in Kanaan ingaan, saam met Joshua en Caleb wat my geglo het. Die res van julle sal in die woestyn sterwe. Nou geliefdes, dit is 'n geweldige saak as 'n mens self dink net aan die uitspraak van Jakobus oor gebed. Jakobus praat met ons oor gebed, dan sê die volgende, en ek wil dit net vir u lees. Hy sê, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep wees. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige mens, onbestendig in al sy weë. Kom ons sê vir mekaar, wat is die doel van gebed, as jy dan nie glo God sal antwoord nie? Bid jy met mog 'n troffer, dan sal jou gebed nie geantwoord word nie. Maar bid jy met geloof, dan sien God die geloof en God sal jou geloof eer. Dit laat my dink aan die tannie wat die dag kerk toe gaan, toe hulle gaan bid dat die Here reën sal stuur. En toe sy kerk toe kom, toe vat sy 'n sambreeltjie saam en iemand vra, tannie, nou wat gaan jy met die sambreeltjie kom maak hier? Haar antwoord was, wat kom ons vandag doen? Kom ons God vra vir reën, dan maak ek voorsiening dat God vir ons reën gaan gee. Anders, waarom kom bid julle vir reën as julle nie glo dat God dit vir julle sal gee nie? Nou kom die psalmis met daai mooi woord. Twyfelaars haat ek, maar U is my skuilplek. Dit is my so 'n geweldige mooi woord. U is die vaste, onbeweeglike, veiligste rotsvesting, bergvesting noem hy dit. U is die onbeweeglike, U is die ewige, U is die standvastige. Sodat die Bybel self die volgende uitspraak maak. Hy sê, die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdiges vlug daarin en hulle word beskud. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Ook sê die psalmis, dis beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. En dan maak hy dit nog sterker. Wie hom wat vlees, die mens vertrou en nie vir God nie. Geweldige woorde, geliefde, waarop ek en u moet let as die psalmis sê, U is my skuilplek. Geliefde, dink vir 'n oomblik saam met my, wie is jy as God met jou is? Wie is jy as God met jou is? En dan die teendeel. Wie is jy as God nie met jou is nie? Watter hoop het jy? Ek wil as dit ware die teks van Efesiërs 2 vers 12 aanhaal te sê, dan is jy sonder God, sonder hoop in hierdie wêreld. God is 'n God van trou. Daarom net hierdie twee woordjies, as jy 'n oomblik daaroor sou dink, wat is die impak van hierdie woorde? U is. U is. Ek is wat ek is. Ek verander nooit. Daar is geen wispelturigheid aan my nie. Daar is geen verandering aan my nie. Ek is die ewige, almagtige God. U is 'n skuilplek vir my. Ag, ek het al hoeveel keer vir die Psalm 27 gelees. Al sal 'n oorlog teen my opstaan, ek sal nie vrees nie. Die Here is saam met my. My teestander sal omkom, ek sal bly. Ag, as Dawid daar in Psalm 18 hierdie woorde sê, hy sê, met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bendestorm. Die Here sal my lamp laat skyn, die Here laat my oor 'n muur spring. Wat 'n geweldige woord. Psalm 46. Ja, die strydbaans dreun en die stormbaans dreun, maar daar sal geen niks van kom nie, want God is daar binne-in, dit sal nie val nie.
Die God van Jakob, die God van Isak is met ons. Die Here die Almagtige is met ons. Dat hierdie beginsel in u en my hart gevestig sal word. Ek is nie 'n laslappie nie. Ek is in die hand van die ewige God. Hy is my skuilplek. En die oomblik as ek sê hy is my skuilplek, dan sê ek, hy is die enigste lewende, enigste almagtige, enigste reddende God. Daar is niemand wat naas hom is nie. Daarom is Jesaja 46 sê ook, met wie wil julle my vergelyk? Daar is niemand soos God nie. Hy gee aan alles lewe, hy beheer alles, hy sorg vir die mossie, hy sorg vir die lelie in die veld, alles is onder die sorg van God. Ja, toe Dawid daar in die grot weggekruip het, was die grot nie sy skuilplek nie. God was sy skuilplek. God het hom bewaar. Saul het aan die slaap geraak, omdat God aan die slaap gemaak het. Die skuiling op die grot waarin hulle was as dit ware maar net 'n oornagplekkie waar hulle gerus het, maar die skuilplek is God. Daarom die geweldige woorde van Romeine 11 vers 36. Uit u, deur u, tot u is alle dinge, aan u is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Sien God raak vir wie hy is. En die oomblik as jy daardie woord sê, die Here is vir my 'n skuilplek, dan is dit 'n vaste, onbeweeglike stelling wat jy maak. Hoe het Johannes 10 dit vir ons gesê? Jy is in die hand van die Allerhoogste. Ek gee julle die ewige lewe en niemand sal julle uit my hand verlos nie. Julle is in die hand van my Vader. En daar is niemand magtiger as my Vader wat julle uit die hand van my Vader sal kan uitruk nie. Ek herinner my aan die geskiedenis van Job, waar die Satan die stelling maak, Here, niemand kan naby Job kom nie. U het u hande so om hom toegevou, dat niemand eers 'n aanslag op hom kan loods nie. Geliefdes, kan ek vir u die stelling maak, dit is soos God oor jou voel, dit is soos God oor my voel. Daarom is daar uitsprake in die Bybel, soos die berge rondom Jerusalem, so is die Here rondom die wat hom vrees. Ek herinner my, toe Lizaan nog klein was, toe het sy in die nag as sy wakker word, maar net gesê, papa, en as ek aan die ander kant sê, ja my skat, dan sê sy, toe maar papa, dis reg, ek wil net gehoor het of papa hier is. Dan is sy rustig en kalm, want papa is in die huis. En dit is tog maar so ou klein ou papaatjie. Hy het nie krag, hy het nie sterkte nie, hy het nie vermoë nie. Maar wanneer ek sê die Allerhoogste is my God, dan struikel ek nie, dan twyfel ek nie, dan weifel ek nie, want ek is in die hande van die almagtige, ewige God, wat my ken, wat oor my waak, wat elke dag sy oë oor my oophou. Hy sê, my oog is die hele dag op jou. Ek het so 'n mooi prent 'n rukkie gelede gesien, van 'n waterval wat hier oor 'n rotsbank afdreun na benede. En dan sien ek hoe vlieg die swaalkies aan die agterkant van die waterval in, en hulle maak hulle nessies onder die rots. Dis 'n magtige waterval wat hier afstort, en dit dreun soos die waterval. Maar ek is veilig, want ek is onder die ewige rots. Niks sal my skade hier doen nie. En terwyl die mense na die dreunende waterval kyk, sit die swaalkie veilig in sy nes, want hy het 'n skuilplek gevind onder die rots. Wie is jou God? Wat sê jy van jou God? Dawid sê, U is my skuilplek. Ag, as jy Hebreërs 11 lees, dan kan jy ons maar hoor van manne en vroue wat God geglo het. En hoe die Here magtiglik
ingetree het vir hulle wat hom glo en aan hom vashou. Maar hy gebruik 'n verdere beeld. U is nie alleen my skuilplek nie. U is my skuld. En wanneer ek hierdie woorde lees, dan dink ek aan Efesiërs 6, die skuld van die geloof. Maar hier is dit nie ek wat die skuld vashou nie. Hier is God self my skuld. Wat die vuurige pyle van die bose net uitwis, dat dit nie naby my kan kom, of my enige skade kan doen nie. U is my skuld. U staan tussen ek en die vyande. U weer die pyle af. U staan tussen my en die aanslag wat na my toe kom, en u sorg dat nie een van daardie pyle naby my kom nie. Net my trou, dat tussen ek en die aanslag staan die ewige, almagtige God. Ek het vir al hoeveel keer vir hierdie teksie gegee, maar ek wil hom weer vir u gee. Jesaja 41 vers 10 en 11. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaam staan en in die skande kom, wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks, en jou teeparty sal omkom. Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie. Die manne wat met jou twis, hulle sal word soos niks, en soos 'n nietige ding. Die manne wat teen jou oorlog voer, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Wat 'n geweldige woord. Ek is God. Ek is met jou. Ek beskerm jou. Ek dra jou. My oog is heeldag op jou. Ek kyk na jou behoefte. Ek voorsien vir jou waarvoor jy nie eens vra nie. Ek is die ewige getroue God wat jou nooit sal begewe en jou nooit sal verlaat nie. En dan dink ek aan daardie pragtige woord in 1 Korintiërs 10:13. Hoe getrou is God? Ek sal nooit toelaat dat jy bokant jou kragte versoek word nie. Maar saam met elke versoeking sal ek jou die uitkoms gee, sodat jy dit kan verdra. God toets self elke versoeking wat na my toe kom te sê, ek sal nie toelaat dat julle my kind oorweldig met 'n versoeking wat vir hom te sterk is nie. Ek sal self dit temper. En dan sê ek al so dikwels vir u gesê het, hoeveel keer bewaar God my wat ek nie eers van weet nie. My oog is op jou. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kom die apostel Paulus triomfantlik uitroep, hy sal my pand bewaar tot daardie dag toe. Die Here is my skuilplek. Die Here is my skuld. Die Here my God is in my lewe teenwoordig en hy sal nooit afwesig wees nie. Dan sê die psalmis iets moois, as hy verder kom bely voor God, en hy sê hierdie volgende woorde, op u woord wag ek. God is getrou, ek kyk na God se woord, ek kyk met verwagting uit na die vervulling van God se woord, ek wag daarop dat die Here vir my deure oopmaak, en hy vir my deure toemaak waar dit moet wees. Here, ek wag om te hoor wat u vir my sê. As dit die ingesteldheid van ons as kindertjies van die Here kan wees. Here, ek wag om te hoor wat u vir my sê. Ek wil hoor wat u vir my sê. My ore sal oop wees om die stem van God te hoor. Ek glo aan u, Here. Ek hou vas aan u, Here. En ek sal nooit twyfel aan God nie, want u is my skuilplek, u is my skuld, en ek wag op u woord. Sefanja, die 3de hoofstuk, kom ons lees eers Jesaja 43. Kom ek lees vir Jesaja 43 vers 4.
Hy sê hierdie woorde: omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is en ek jou liefhet. Daarom gee ek mense in jou plek en volkere vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Hoe mooi is Sefanja. Woorde wat vir my te groot is partykeer om te absorbeer. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Kan ek dit asseblief weer lees? Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Ag, ek dink aan Johannes 13, waar die woord sê, die Here het sy kindertjies lief tot in ewigheid. Sy liefde teenoor hulle verander nooit. Dan dink ek weer aan Psalm 18, as die psalmis daar in die 3de vers kom sê, en dan ook in die 5de vers, laat my toe om dit vir u te lees. Die Here is my rots en my bergvesting, en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild, en die horing van my huil, my rotsvesting. Hoor vers 5 tot 7. Bande van die dood het my omring, en strome van onheil het my oorval. Bande van die doodryk was rondom my, strikke van die dood het my teëgekom. Toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp. En hy het sy stem uit die paleis laat hoor, en my hulpgeroep het voor sy aangesig gekom. Hoor vers 16. As hy vir ons in hierdie gedeelte sê, hy het sy hand uit die hoogte uitgestrek. Hy het my gegryp. Hy het my uit groot waters getrek. Hy het my verlos van my magtige vyande en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my. Hulle het my oorval op die dag van my nood, maar die Here was my steun. Hy het my uitgelei in die ruimte. Hy het my gered, omdat hy 'n behaag in my gehad het. Wat 'n woord. Die Here is my skuilplek. Die Here is my skild. Here, op u woord wag ek. Ek wil stil raak voor u. Ek wil in aanbidding voor u staan. Ek wil net vir u sê dankie, dankie, dankie Here, dat u met my is. Want as God met my is, wie kan teen my wees? As die Here sy hand oor my hou, wie sal my enige skade kan doen? Daarom, geliefde, gaan word nou net 'n oomblik stil en gaan sê dit net vir jouself en skryf dit diep in jou hart. Die Here is my skild. Die Here is my skuilplek. Ek kan by hom gaan skuil, dis die enigste alleen veilige plek op aarde, waar niks en niemand my skade sal kan doen nie. Ontdek asseblief vir God in jou lewe, dat jy nie twyfel nie, maar dat jy sal glo aan die almag, die beloftes, die heerlikheid van jou God wat met jou is. Dien hom met jou hele hart, glo met jou hele hart, en dat hy homself aan jou openbaar, van dag tot dag, as die getroue, ewige God, wat vir sy kinders sal sorg tot die laaste dag toe. Hy sal my pand bewaar tot daardie dag toe. Mag die Here vir u ryklik seën. O, mag u God ontdek, en mag ek soos die Heidelbergse Katekismus sê, mag u God geniet. Groot dag vir u en die Here se rykste seën. Goeiedag, geliefdes.